Is ingeskakel op Groot Plaas en op 'n maandag is dit tyd vir plaaspraatjies. So die hitte in Europa is besig om verwoesting te saai vir baie van die boere. Terwyl baie van ons hierdie winter geniet, beleef Europa een van sy ergste hittegolwe nog. Nou in Frankryk het temperature bo 40 grade Celsius gestyg met miljoene braaikykens wat weens hierdie uiterste hitte gevrek het. Melkkoeie produseer minder melk, oeste ly skade en die boere sukkel om genoeg water vir hulle diere en gewasse te voorsien. Landboukundiges waarsku dat sulke uiterste weerstoestande al hoe meer algemeen raak en dat boere wêreldwyd hulle boerderypraktyke sal moet aanpas om impak van klimaatsverandering die hoof te bied. Dan slim grondwerp kan 'n mens natuurlik help om water te bespaar en daar word aangeraai deur navorsers dat iets so eenvoudig soos beter grondvlakwerk 'n groot verskil kan maak aan waterverbruik. Nou deur lande meer presies gelyk te maak voordat besproeiing begin, versprei water baie meer eweredig oor die land en dit beteken minder afloop, minder watervermorsing en beter opname deur die gewasse. Die tegniek help nie net om water te bespaar nie, maar ook die opbrengste te verhoog en besproeiingskostes weer af te bring. In 'n tyd waar water al hoe skaarser raak, wys hierdie ontwikkeling dat slim beplanning soms net so waardevol is soos ons 'n nuwe tegnologie. Nou, KI is ook besig om die gaping tussen boere te vergroot en nie vir almal beter te maak nie. Kunsmatige intelligensie verander reeds die manier waarop boere produseer, van slimmer besproeiing tot vroeë siekteopsporing en beter oesbeplanning. Maar nuwe navorsing waarsku dat hierdie tegnologie ook 'n nuwe uitdaging kan skep. Hierdie uitdaging natuurlik groot kommersiële boere dikwels die geld om hierdie KI-oplossings in dit te belê, terwyl kleiner produsente moontlik agtergelaat kan word. Kenners sê die oplossing lê daarin om nuwe tegnologie meer bekostigbaar en toeganklik te maak sodat boere van alle groottes die voordele daarvan kan benut en die landboubedryf as 'n geheel daarby kan baat. Dis ons plaaspraatjies vir vandag. Ons is nou terug op Groot Plaas met ons gas net hierna. Is ingeskakel op Groot Plaas. Ons gaan saam met ons vanoggend Jan-Ray Du Plessis, hy is hoofuitvoerende beampte by G5 Agri. Ons gaan selfs 'n bietjie oor brandstofelise vir jou belasting of opgawes spesifiek vir die boere. Jan-Ray, goeiemôre en welkom. Goeiemôre, is lekker om saam met jou te kuier. So die groot ding nou is diesel is een van die boere se grootste insetkostes. Ons weet dit. Hoe groot is die invloed van die dieselpryskommeling op 'n plaas se winsgewendheid? Dit het uiteindelik nou gewys met hierdie onlangse onstabiliteit in die ooste wat die impak regtig waarlik vir 'n boer is. Op 'n boer, veral graanboere, is dit omtrent so tussen 12 en 15% van jou totale insetkostes is diesel en veral met hierdie reuse skommeling groot impak op 'n boer se winsgewendheid. Nou, baie boere dink hulle het wel hulle brandstofbeheer onder beheer op die oomblik of brandstofbestuur, maar dis nie altyd die situasie nie. Wat is die algemeenste foute en blinde kolle wat julle sien dat die boere maak in praktyk? As jy mense eintlik kyk na 'n praktiese graanboer, jy het gewoonlik 'n bulk diesel tank op die plaas of sommige boere het veral 'n hele paar. Ons praat van 9, 14, 23.000 en dan die enigste manier eintlik basies om dit te meet is uiteindelik om 'n werker te stuur met 'n dipstok en dan basies die dipstok in die tank te plaas en dan basies te meet en te sien, luister hoeveel is tans in die tank en dan is daar aan die ander kant ook daarvan om jou verbruik te meet sodat jy kan sien hoeveel waarlik in jou trekkers ingegooi word en dis daar waar papier, logboeke en so uiteindelik gebruik word meestal in die boere se geval om dieselrekordering te doen. So SARS se diesel terugbetaling het op 1 April dan nou verander. Wat is die grootste voordele van die nuwe stelsel veral nou vir die produsente? Die wonderlike ding is dat dit is al reeds lank daaroor gepraat, maar dit het in die 1 April het dit basies ingetree. So voorheen kon jy slegs 80% van jou primêre produksie diesel kon jy eis by SARS as 'n dieselrabat. Die redenasie daar agter is dat 'n boer se voertuie wat op die plaas gebruik word nie uiteindelik kwalifiseer noodwendig vir die padongelukkefonds en daai tariewe wat nou plaasvind nie. Dis kon ons dan daaraan terug eis en van 1 April het SARS dit verhoog van 80% van algemene gebruik op die plaas na 100% en vir sommige boere kan dit selfs tussen 60 en 70.000 rand vir 'n seisoen en sommige boere wat regtig 'n hele paar duisend diesel tap, is dit 'n wesenlike verskil wat toeneem uiteindelik wat jy nou meer kan tap wat jy voorheen nie uiteindelik kon eis by SARS nie. So
Kan jy vir ons miskien 'n praktiese voorbeeld gee van hoeveel 'n tipiese boer nou meer kan terugeis as voorheen? Jy het so 'n paar getalle gegee, maar kom ons werk op rowwe nommers. Okay, so as ons prakties kyk, voorheen het dit uiteindelik het dit sê net maar R2.93 wat 93 sent van jou verbruik. Nou is dit R3.71 per liter. So kom ons sê byvoorbeeld 'n boer gooi 100 000 liter, beteken dit hy kan 370 000 eis, waar hy voorheen net so om en by 280 000 kon eis. So dis omtrent 70 tot 80 000 rand verskil. So dit maak nogal 'n impak per hektaar en wat jy jou insetkoste van 'n produksiekant. Nou, is daar sekere landbouaktiwiteite wat nou kwalifiseer vir hierdie diesel terugbetaling en wat maak boere waar maak hulle die meeste foute oor wat hulle wel nie voorkwalifiseer nie? So die gedagte is dat dit regtig gaan oor waar jy primêre gebruik op jou plaas, so veral daar primêre produksie, plant, stroop, waar daar 'n direkte koppeling is. Die wat nie eintlik eisbaar is volgens die wet nie, beteken as jy byvoorbeeld dit aanwend wanneer jy nie op die plaas is nie. So baie keer 'n boer se Hilux of se Cruiser wat nou dorp toe ry, sou nie noodwendig mag nie geëis word nie, so dit moet regtig primêre inset op die plaas self wees wat eisbaar is. So jy gaan dan meerendeels fokus op jou implemente, die goeders wat in die lande gaan werk, daar gaan jy terug eis, sou jy net jou logbooks in plek hê? Ja, selfs byvoorbeeld as jy trokke goed self op die plaas gebruik, dan is daar basies 'n manier hoe jy dit kan regtig regverdig teenoor SARS, maar dit is maar primêre insette op die plaas is uiteindelik die grootste toets daarvan. Fantasties. Jandrey, ons is nou weer terug by jou. Dis ons gas op Groot Plaas vanoggend, Jandrey Du Plessis, hoofuitvoerende beampte daar by G5 Agri. Ons gesels ook dan nou natuurlik oor brandstof eise vir jou belastingopgawe spesifiek vir boere. Ons is terug op Groot Plaas net hierna. Welkom terug op Groot Plaas. Ons gaan saam met ons vanoggend Jandrey Du Plessis, ons gesels oor brandstofeise vir jou belastingopgawe spesifiek vir boere. Nou Jandrey, hoekom plaas SARS soveel klem op akkurate rekords en watter dokumentasie moet 'n boer dan nou wel in plek hê indien daar dalk 'n audit kan wees? Ja, soos wat ons in die vorige segment verduidelik het, moet dit regtig primêre inset op die plaas self wees wat jy mag eis. So jy moet dit natuurlik dan nou bewys aan SARS om te toon dat hierdie is regtig waarlik primêre insette wat jy in jou boerdery gebruik het, en dis hoekom ons juist sien dat daar soveel diesel audits is, want hulle wil regtig waar seker maak dat die diesel wat jy aangewend het regtig waar op die plaas aangewend is, dat jy nou nie byvoorbeeld transport gery is of so nie. So primêre inset is veral belangrik. So akkurate logboeke en ook jou balkvoorraad, ons het gepraat oor die balktanks, is uiters belangrik. So jy moet uiteindelik kan wys watter trekker het wanneer wat presies gedoen, hoeveel liter is ingegooi in jou voertuig, wat het hy daarmee gedoen. So dis regtig waar belangrik dat jy al dis basies rekordeer om te kan toesien en sê luister wat hierdie John Deere trekker of hierdie spesifieke trekker het hierdie hoeveelheid ingegooi en dis wat hy in die primêre inset gaan doen het. En uiteindelik as hulle dan nou 'n diesel audit het, is dit wat hulle aanvra van jou om vir jou om te vra dat jy jou dieselverbruik moet bewys. Ek dink baie van die boere wat gaan kyk gaan sê, hoorie, my bakkie is so deel van my boerdery soos wat dit kom. Jy weet, ons ry vee rond, ons kry hulle in verskillende kampe en al daai tipe goeders. Is daar wel 'n manier wat 'n mens dit kan regverdig om te sê dat die dieselverbruik op my bakkie was ook noodsaaklik op die plaas self? So wat ons aanraai vir mense is dat jy privaat voertuie maar eerder moet uitsluit, want dit is 'n risiko as jy uiteindelik 'n diesel audit kry. Dit is wel deel van jou plaas en uiteindelik baie keer belangriker as jou trekker, maar dis uiteindelik raai ons mense aan, weet jy wat, dit is 'n privaat voertuig, so jy moet dit rekordeer. Jy moet as jy jou diesel in 'n voertuig ingooi, maar dan wanneer jy jou eis prosesseer, is die raad dat 'n mens maar 'n privaat voertuig maar moet uitsluit om toe te sien, want dit is gewoonlik die maklikste waar hulle dit terugtel, is byvoorbeeld waar daar so 'n gryserige area is. So ons weet ook natuurlik veral met die huidige prys van diesel en so voort, brandstofdiefstal is 'n groot uitdaging op plase vir ouens wat nou groot maat aanhou. Hoe kan tegnologie help om verliese en ongemagtigde gebruik bietjie te beperk?
So diefstal is altyd 'n moeilike een. Dit is om eintlik te weet presies waar en eintlik waar dit voorkom. So byvoorbeeld waar ons sien waar diefstal veral gebeur is langs 'n land waar 'n werker byvoorbeeld moontlik dalk van die diesel ongemagtig sal aftap van 'n voertuig, dan het jy ook jou balkvoorraad wat jy moet bestuur. So as jy jou tanks nie beveilig is, dat as daar sê nou maar 'n hele klomp mense mag diesel gooi. Ons sien ook byvoorbeeld dat jy in 'n trekker byvoorbeeld kan diesel ingooi en dan is die dieseltank van jou trekker sê net maar heelwat kleiner as die hoeveelheid diesel wat ingegooi word. Dis hoekom ons eintlik boere aanraai om regtig as ons kyk uit 'n data oogpunt uit, hoe kan jy ontleed waar daar moontlike diefstal mag wees, dat jy kan sien, weet jy wat, hierdie trekker is nou ewe skielik ontsaglik meer swaarder op brandstof, is daar 'n spesifieke drywer wat elke keer in gemeen is daar, is my tank selfs besig om te lek. Baie van hierdie tanks is baie keer heelwat oud en dan het hy 'n lek probleem dat die diesel letterlik onder die tank uiteindelik uitloop of waar daar 'n lekplek bestaan. So dit is maar nie regtig 'n vaste wetenskap om presies te sê nie, maar uiteindelik wat ons posisie is kry data, ontleed die data en maak seker dat die data uiteindelik vir jou rig en lei om te sien of daar moontlike diefstal is. Nou, jy praat so van die data, jy sê om te meet is om te weet, hoe verander betroubare data die manier waarop boere dan hulle besluite neem oor aankope, voorraad en ander koste? Dit maak eintlik die reuse verskil. So ons het aan ons kant 'n produk ontwikkel wat uiteindelik die diesel rekordering vir jou doen. So jy kan uiteindelik op 'n slim manier kan jy meet hoeveel verbruik in elke trekker ingaan, sodat jy uiteindelik dis 'n cloud gebaseerde stelsel, so jy kan ons inskakel en kyk, luister, ons het al vandag soveel 1000 liter gegooi. Hierdie trekker het hom gebruik, hierdie drywer op hierdie boord of hierdie land, en dan aan die ander kant het ons nou hierdie dingetjie wat ons is 'n sensor wat ons bo op 'n tank installeer, wat uiteindelik meet presies wat in jou tank aangaan, dat jy uiteindelik nooit weer 'n werker hoef te gebruik wat uiteindelik 'n dipstok hoef te gebruik om te bepaal hoeveel volume in jou tank is nie. Hy's ook so slim dat hy naderhand bereken wat is jou daaglikse verbruik en hoeveel dae het jy oor voordat jy moet bestel. Want baie keer met die boer stroop en dan het hy moontlik nagelaat om die tank te gaan nagaan en dan het hy nie diesel nie. En hierdie is uiteindelik 'n manier hoe om dit te voorkom. Dis ongelooflik. Is hierdie tipe brandstofbestuur net vir groot kommersiële boere? Ek dink daar's 'n punt waar dit wel sin maak, waar 'n klein boer nie noodwendig die tegnologie regtig vir hulle sin maak nie, maar mens kan steeds op 'n slim manier met goeie praktyke, as jy 'n kleiner boer is, kan jy dit nog steeds implementeer om toe te sien dat daar sekere praktyke is wat jy in jou boerdery gebruik om wel seker te maak dat jy dit reg bestuur. Byvoorbeeld dat jy daai persoon wie se verantwoordelikheid is dit om die diesel na te gaan. Partykeer is 'n minimumloon, het hy 'n ander rol, maar dan kan hy ook die diesel is een van sy rolle en dan kan hy toesien dat dit reg bestuur word. Ja, Andre, ons het 30 sekondes. As 'n boer môre besluit hy wil beheer neem oor sy brandstof en seker maak hy benut SARS se terugbetaling ten volle, wat is die eerste 3 stappe wat hulle moet neem? So ek sou seker maak seker jou dieselrekords is akkuraat, watter voertuig dit ingaan, sodat jy kan regverdig as jy audit kry. 'n Tweede een is beheer jou balkvoorraad. Maak seker jou balkvoorraad is regtig waar goed bestuur, jou 9 of jou 23000 liters. En dan 3 is bou 'n goeie verhouding met jou dieselverskaffer. Dat jy uiteindelik wanneer jy wel probleme ervaar soos wat ons nou gesien het met die oorlog, dat jy nog steeds 'n betroubare verskaffer het. Want jy mag dalk goedkoper by 'n ander persoon wegkom as jy regtig nodig het. Andre, baie dankie vir jou tyd, my vriend. Ons waardeer dit. Ons gas op Groot Plaas volgende Andre Du Plessis. Dis alwaarvoor ons tyd het vir vandag. Ons hoop jy het geniet en dan kyk ons weer môre.